Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand en welkom by Straatwys. Gisteraand kyk ek na 'n program oor argeologie op Netflix en hulle praat oor mense wat duisende jare gelede geleef het. Hulle wys voetspore wat lank gelede deur mense in die grond gelaat is. En hulle probeer die tydlyne van mensdom verstaan. En ek wil glad nie nou 'n debat voer oor evolusie of die ouderdom van mens en sulke goeters nie. Maar dit wat my getref het, is nogal belangrik, want dit is baie eenvoudiger as dit. En dit is hoe ongelooflik klein, kort en min my tydjie en jou tydjie hier op aarde is. Ons praat van 70, 80 of dalk 100 jaar. Maar as jy dit in konteks sien teenoor die duisende jare wat hulle hierdie goeters ontdek, teenoor die ouderdom en omvang van die heelal, skielik besef jy, ek en jy is hier net vir 'n breekdeel van 'n oomblik. 'n Klein oomblikie, 'n klein tydjie, 'n asemteug in die groter verhaal van tyd. En toe begin ek dink aan my eie lewe en al die dinge wat my in die nag wakker hou, al die spanning en angs, die bekommernisse, die dinge wat nie gebeur soos ek wil hê dit moet en wanneer dit moet nie. Die mense wat my dalk irriteer, die goed wat ek nog moet regmaak in my lewe, die dinge waar ek kwaad is en wat my ontstel, die onsekerheid oor môre. En ek wonder toe, wat as ek hierdie oomblik verkeerd verstaan? Wat daarvan as ek so besig is om oor môre te bekommer, dat ek vergeet om vandag te leef? Want kyk hoe vreemd is ons as mense. Ons sit saam met iemand vir wie ons baie lief is, maar jou kop is reeds ergens anders of by die volgende probleem. Jy eet saam met jou kinders, maar jy is op jou foon. Jy ry deur 'n pragtige landskap, maar jy dink aan die vergadering en wat gaan gebeur vanmiddag. Jy het 'n liggaam wat asemhaal, maar jy fokus so op dit wat verkeerd is daarmee, jou plooie en jou vetrolletjies. Ons het liefde, maar ons fokus op wat nog kort, wat daai persoon nie vir my gee nie. Ons het mense, maar ons neem hulle aan asof hulle permanent beskikbaar gaan wees vir ewig en vir altyd. Ons leef asof ons tyd besit, maar ons besit nie tyd nie, ons ontvang dit. Een oomblikie op 'n slag, een dagie op 'n slag. En daarom wil ek vandag vir jou 'n vreemde vraag vra. Wat sou jy nou doen as jy geweet het, hierdie is die laaste keer? Nie vanmiddag nie, nie môre nie, nie volgende week nie, maar nou. As jy geweet het, hierdie is die laaste keer wat jy jou kind by die skool gaan aflaai, sou jy hom of haar net vinnig uit die kar uitjaag? Of sou jy ekstra oomblik vat, sou jy uitklim, sou jy mooi na hulle kyk, sou jy hulle vasdruk en vir hulle sê, ek is lief vir jou? As jy geweet het, hierdie is die laaste keer wat jy jou liefdesmaat gaan sien, sou jy steeds met daardie klein irritasie in jou stem met hulle gepraat het? Of sou jy hom of haar nader trek, 'n langer soen gee, 'n langer vashou? Sou jy dalk sê, dankie dat jy saam met my deur hierdie reis en my lewe stap. Ek waardeer jou, ek is lief vir jou. As jy geweet het, hierdie is jou laaste gesprek met 'n vriend, sou jy nog steeds toelaat dat trots en ego tussen julle staan? Of sou jy bel, sou jy sê wat jy eintlik wou sê? En hier is die ding, miskien is hierdie nie die laaste keer, maar dit kan wees. En juist daarom kan jy vandag leef asof dit kosbaar is. Nie uit vrees nie, maar uit bewustheid. Want as ons sê carpe diem of seize the day of leef vir vandag, beteken nie jy ignoreer jou verantwoordelikhede nie. Dit beteken nie jy moet ophou werk nie, dit beteken nie jy moet ophou beplan nie, dit beteken nie jy moet ophou droom nie, dit beteken nie jy moet al jou geld nou spandeer vandag nie. Inteendeel, jy kan steeds groter droom, jy kan steeds jou finansies probeer verbeter, jy kan jou verantwoordelikhede nakom, jy kan steeds 'n beter verhouding probeer bou, jy kan steeds vir genesing werk, jy kan steeds jou roeping uitleef. Maar terwyl jy so na môre beweeg, moenie vandag vertrap nie. Want dalk is vandag presies waar God jou wil hê, hier in hierdie oomblik, met hierdie mense, met hierdie liggaam, met hierdie lewe, met hierdie asem. Die Bybel sê in Psalm 90, leer ons om ons dae te tel, dat ons 'n wyse hart kan bekom. As daar nie leer ons om ons dae te vrees nie, of leer ons om wat ook al te doen nie, leer ons om hulle te tel, om te besef, elke dag en elke oomblik is kosbaar. Elke oomblik is genade, elke asemteug is 'n geskenk. En dan dink ek ook aan iets wat Paulus gesê het in Romeine 6, want die gemeente redeneer amper so, en sê, as God se genade groter word wanneer daarmee sonde is, moet ons dan nie maar aanhou sonde doen, sodat God se genade nog meer kan word nie.
En Paulus se antwoord is kort en kragtig. Hy sê beslis nie. Hoekom? Want genade is nie 'n lisensie om die geskenk te misbruik nie. Jy moet verantwoordelik daarmee omgaan. Genade is nie iets wat jy goedkoop moet maak omdat dit verniet aan jou gegee is nie. Genade soos die lewe is 'n geskenk. En 'n geskenk word nie gekoester deur dit te vertrap of buite te laat lê of te laat verwaarloos. Dit word gekoester deur dit te ontvang, deur dit te waardeer, deur dankbaar daarvoor te wees, deur jou lewe daarvolgens te leef. Dalk is dit waar ek en jy soms die pad byste raak. Ons vra, Here, wat kan U nog vir my gee? Ek kort nog dit, nog sukses, nog liefde, nog erkenning, nog 'n kans, nog 'n deurbraak. Maar miskien vra God soms, wat doen jy met wat ek reeds vir jou gegee het? Want kyk na jou lewe, daar is reeds genade daarin. Die persoon langs jou wat vir jou lief is dalk iemand wat jy jarelank voor gebid het. Die kind wat jou irriteer en vir wie jy lief is, daar is ook 'n vriend wat se nommer jy nog het, die liggaam wat jy vanoggend uit die bed gekry het, die werk wat jy dalk nou doen, maar wat nie jou droomwerk is nie, maar jou steeds dra, jou huis en die natuur en die berge en die see, die eenvoudige voorreg om vandag net wakker te word. Dit is genade. En dan kom Paulus se ander woorde by my op wat hy sê, want hy het self vir God gevra om iets uit sy lewe weg te neem, die bekende doring in die vlees. Maar God antwoord hom, my genade is vir jou genoeg. Nie alles gaan perfek en maklik wees nie, of jy gaan alles kry wat jy wil hê nie, maar my genade is vir jou genoeg. En miskien is dit 'n woord wat ons vandag moet hoor, want om tevrede te wees met God se genade beteken nie jy mag nie groei nie. Natuurlik mag jy verbeter, natuurlik mag jy al hierdie goeders doen. Jy mag steeds 'n moeilike situasies probeer omdraai, jy mag steeds jou omstandighede verander. Maar daar moet ergens binne in jou 'n plek wees wat sê, Here, wat U my vandag gegee het, is reeds genade. Ek hoef nie die huidige oomblik te haat of te vertrap, omdat ek na 'n toekomstige oomblik verlang nie. Ek hoef nie die mense wat vandag by my is, te verwaarloos of hulle af te maak of lelik met hulle te wees, omdat ek verwag of wag vir iemand wat dalk eendag kan kom nie. Ek hoef nie my lewe te mis, omdat ek heeltyd wag vir 'n beter een nie. Genade vra nie dat jy ophou droom nie, dit vra dat jy leer om die geskenk in jou hand te waardeer, terwyl jy steeds na môre beweeg. Want dink daaroor, hoe sal jy voel as jy vir iemand 'n geskenk gee en hulle gooi dit terug in jou gesig en sê, ek hou nie daarvan nie, hulle klaar daaroor, dis nie genoeg nie, of jy's nie genoeg nie, gee vir my 'n ander een, dit sal seer maak. So vandag, dink so klein bietjie aan jou lewe. Dink aan vandag, dink aan hierdie oomblik en dink hoe jy dit regtig anders sal hanteer as jy dit sien as genade en in hierdie oomblik kan en wil leef asof daar nie nog 'n kans is nie. Ek hoop jou dag is lekker en tot ons weer saam stap, mooi loop.